Nadat Dawid vir Goliat verslaan het, het hy hierdie gevalle reus genader en sy swaard uit sy skede getrek en sy kop afgesny. Sommige van ons sukkel met reuse in die afgelope seisoen in ons lewe. Reuse wat gestuur is in 'n poging om die beloftes van God oor jou lewe wat uitgeroep is te kom steel. Onthou, dis nie net Dawid se familie wat gered was as gevolg van sy heldendaad nie. Dit was die hele volk Israel wat gered was. Dawid het geveg om die volk Israel te beskerm lank voordat hy ooit die kroon as koning ontvang het. Sommige van ons veg vir beloftes wat voel asof dit nooit meer gaan gebeur nie. En voel of hierdie stryd teen die reuse gestuur is om ons vreugde en vrede te steel. Hulle opdrag is om jou slaaf te maak van die vrees. Maar ek sien nuwe boldness oor jou kom. God beklee jou in krag en waardigheid. Hy sê wat hy georden het, kan niemand wegneem nie. Hou aan om te veg vir wat God vir jou beloof het. Hou jou hand in die ploeg, omdat God gereed is om jou van knegg na koning te neem. Net soos Dawid se familie uit slawerny gered is, omdat hy in die gap gestaan het vir hulle, sê God vandag vir jou. Jou gebede en jou oorlogsvoering gaan nie ongesiens verby nie. Hy sê jy sal die brug wees vir jou familie uit die duisternis en in die lig kom. Alles waarvoor jy die afgelope seisoen gebid het en in die gees beveg het, is gereed om oop te vou. Jy het gesien hoe die reus oorwin word, maar God sê dit is tyd om klaar te maak wat begin is. Dit is tyd om op te staan en die kop van jou vyand af te sny. Vader, baie dankie dat ons hierdie Goliat oomblik saam met U kan deurleef en weet U bly in beheer en dat ons hande in die ploeg moet sit en weet U is gereed om ons van knegg na koning te neem en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.